Nou vriende, goeiemôre. Ons is die Here nog dankbaar dat hy vir ons uitgespaar het, dat die Here nog 'n nuwe dag tot ons lewens toegevoeg het. En ons eer die Here vanmôre ook dat hy in beheer is van ons lewe en dat hy ons geroep het om 'n lewende getuie vir hom te wees. En die gebed van my hart is dat die Here van ons baie ryklik sal saamseën so rondom sy woord, en die gebed van my hart is dat ons ook 'n lewende getuie vir die Here sal wees in hierdie dag. Nou, ons gaan vanmôre 'n bietjie stil staan, vriende, by die gedagte van Jesus in Getsemane. Nou vriende, ons almal ken hierdie baie besondere vertelling van Jesus wat in Getsemane gebid het en 3 maal vir die Vader gevra dat die beker van sonde by hom sal verbygaan. En ek dink ons het al so baie hierdie gedeelte gelees dat die hart en die waarheid en die trefkrag van hierdie gedeelte by ons verbygaan. Daarom pleit ek by u, wanneer u die Bybel lees, moet dit nie lees met die gedagte, ag, ek het hierdie gedeelte al gelees of ek het dit al 10 of 20 keer gelees nie. Maar lees dit elke keer bidend en vra, Here, leer my iets nuuts uit hierdie gedeelte, sodat ek u beter kan leer ken vir die God wie u is, dat ek my eie sondige hart beter kan raak sien, u genade kan raak sien, u vergifnis, u liefde, u getrouheid, en dat ek ook so nader aan u kan beweeg. Nou vriende, as ons kyk na hierdie baie besondere gebed van die Here Jesus in die tuin van Getsemane, dan vind ons 'n paar besondere gedagtes wat na vore kom. Ons sien in die eerste plek, vriende, wat uitstaan in hierdie gebed, is dat die Here Jesus eenkant gegaan het en alleen gaan bid het. Dit is soms vir ons ook nodig om eenkant te gaan, weg van die gejaag van die lewe, weg van al die gesprekke in die huis of waar ook al, en net 'n plekkie van eensaamheid te gaan soek om daar te bid. Ons sien verder dat hierdie ook 'n nederige gebed was. Jesus buig voor sy Vader en hy sê, Vader, nie my wil nie, maar u wil geskied. Ons sien dat Christus hom absoluut onderwerp het aan die Vader se wil. In nederigheid buig hy voor die Vader en sê, Vader, hierdie beker van sonde, as dit u wil is, neem hom tog weg. Maar nie my wil nie, maar u wil geskied. Ons sien sy nederige hart. Hy sê vir ons in Matteus, die 11de hoofstuk, kom leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele. Ons sien ook in besonder, vriende, dat hierdie gebed van die Here Jesus 'n persoonlike gebed was. Hy bid en hy sê, Vader. Hy noem God die Vader sy Vader. Tydens sy aardse bediening het hy hom totaal onderwerp aan God se heerskappy. En hy sê, Vader, ek bid, as dit moontlik is, laat hierdie beker by my verbygaan. En ek vra vir u, as u en ek bid, is ons ook seker dat God ons Vader is, en is daar hierdie persoonlike verhouding met God die Vader, en kan ek in eerbied en respek sê, my Vader, hoor ook vanmôre vir my, soos u my Here Jesus gehoor het, daar in die tuin van Getsemane. Ons sien hierdie was ook 'n gebed van volharding. Ons sien 3 maal dat die Here Jesus dieselfde saak voor Vader noem. Hy sê, Vader, as dit u wil is, en dit is moontlik dat hierdie beker by my verbygaan, nogtans nie soos ek wil nie, maar soos u wil. Ag vriende, ons sien vers 42, weer het hy vir 'n tweede maal gaan bid en gesê, my Vader, as hierdie beker nie by my kan verbygaan sonder dat ek dit drink nie, laat u wil geskied. En die Bybel sê vir ons dat die Here vir 'n derde maal gegaan het en dieselfde woorde gebid het. Ek vra vir u, ons het so 'n bietjie die afgelope tyd gekyk na volhardende gebed, en ek pleit by u dat u en ek soos ons Here Jesus, en u sal onthou in ons reeks uit die boek Genesis soos Abraham, dat ons regtig ons saak voor die Here sal stel en bepleit, en regtig ons toevlug na die Here sal neem, en dat ons sal weet hy hoor vir ons en sal ons hoor op die regte tyd. Ag vriende, ons sien ook dat hierdie gebed 'n gebed van absolute onderdanigheid was. Die gedagte, Vader, nie my wil nie, maar u wil geskied. Dikwels wanneer ons ons sake voor die Here stel, is asof ons die Here wil beweeg en hom wil oortuig dat ons gedagte eintlik die beste gedagte is. Dis asof ons vir die Here wil sê, Here, kom ons gee u 'n bietjie raad oor ons situasie, en ek wil vir u 'n voorstel maak, as u dit en dit en dit in plek laat val, gaan my lewe baie beter wees. En ag vriende, dikwels is ons gesindheid nie soos die van die Here Jesus in onderdanigheid nie, maar eerder 'n gesindheid van om die Here aan te beveel, om hom eintlik as raadgewer te bedien, om vir hom te sê wat om te doen. Maar ons sien hier die Here Jesus se gesindheid, absolute gesindheid, vriende, van onderdanigheid aan die Vader se wil. Vader, nie my wil nie, maar u wil geskied. En as ons so deur hierdie gebed lees, en ek vra vir u om tog vandag die moeite te doen, om bietjie daardeur Matteus 26 vers 36 tot 46 te lees. Dan sal u die kosbare waarheid van hierdie gebed sien. Hierdie worstelstryd waarmee die Here gesit het, hierdie absolute sware stryd. Soveel so, sê die Bybel, dat sy sweet in bloeddruppels verander het. Ons dank God die Vader dat Christus in getrouheid hierdie stryd in Getsemane
deursien het, en dat hy aan die ander kant as oorwinnaar uitgekom het, en gewilliglik die pad van smarte bewandel het, om dan ook aan die kruis van Golgotha te hang. Ons sien die Here Jesus op die kruis van Golgotha, en sien selfs daar dat hy bid. Selfs daar in die tye van nood en erge pyn en bespotting, is sy hart in verhouding met Vader, en in gebed, en hy bid, en hy vra ook, dat Vader hom sal versterk. En ag vriende, ek wil vir u vra, dat u en ek regtig moeite sal doen, om tyd te neem om in die eensaamheid te gaan bid, om in nederigheid te bid, om te bid in hierdie gesindheid van God is my Vader, en hy sal vir my hoor, omdat hy my lief het, dat ek aanhoudend sal bid, dat ek 'n saak sal deurbid, en dat ek ook sal bid met hierdie absolute gesindheid van onderdanigheid. Nie my wil nie, maar u wil geskied. Mag u en ek genade vind, vriende, ons hoor so baie oor gebed, en ons lees so baie daaroor, en ons luister na so baie preke daaroor, maar ek pleit dat u en ek het sal beoefen, dat u en ek werklik hierdie weg wat Christus gebaan het na God die Vader, as ewige hoëpriester, hierdie weg wat hy gebaan het, deur sy liggaam wat geskeur is aan die kruis, dat u en ek het tydig en ontydig sal gebruik, dat ons werklik ons toevlug na die Vader sal neem, en die heerlike seën sal put, uit hierdie gebedsverhoring, om te weet, dat my Vader wat in die hemel is, hoor my, op grond van wat Christus aan die kruis gedoen het, en dat deur sy gees in my hart, sal werk om te wil, sowel as om te werk na sy welbehae, om te berus in sy wil, om te weet, hy is in beheer, en dat vir hulle wat God lief het, werk alles ten goeie mee, vir hulle wat aan sy voorneme geroep is. Ag vriende, mag ons die kosbaarheid van gebed sien, en mag ons so 'n paar van hierdie gedagtes ter harte neem, van Jesus se gebed in Getsemane, en mag dit ons lei na hoër hoogte saam met die Here, sodat ons hom kan dien en eer, met alles wat in ons is. Vriende, baie mooi naweek vir u, baie groete en seën, mooi dagie vir u verder, tada.